Hierdie video word trots aan jou gebring deur Sasol Klerksdorp op die N12 reg langs aan die Protea Hotel. Ons sit steeds hier in Viljoenskroon, besig met parels in die platteland en ons word gehuisves vandag deur Villa de Rendezvous hier in Viljoenskroon. Ons het die voorreg om vandag met twee baie spesiale mense te gesels, Cobie en Angie, en hulle gaan vir ons vertel wat doen hulle hier in en om die platteland in Viljoenskroon. Baie dankie dat julle tyd afgestaan het om vanoggend met ons te gesels en vir ons te vertel waarmee is julle besig, want dit is nie net 'n werk nie, dit is 'n passieprojek. Daar's hy. Ek en Angie werk met die Ebeneezers. Dis 'n gestremde groepie mense. Dit het so Mei maand verlede jaar het hulle vorige huis ondergegaan en Ignas het tot die redding gekom van hierdie mense. Van hulle is toe nou na die families toe. En die wat oorgebly het basies niemand gehad of 'n inkome gehad nie. En Ignas is toe na die beskermheer geraak en ons het hulle toe nou oorgevat en vir hulle 'n plekkie reggemaak waar hulle kan veilig voel en gekoester word en dis maar wat ons doen en ek is maar aan stuur van sake rondom hulle etes elke dag. En as aan 'n verjaardag is 'n koekie bak en so aan. Dit is maar basies waarmee ek baie gemoeid is en dan moet ek ook sê ons het nie regtig ondersteuning rondom subsidies en sulke goed nie. Alles wat ons doen word maar basies deur bewerkstellig deur donasies van die gemeenskap. Dit is waarmee ons werk. En wat is jou rol daarso? Ek werk met die gestremde mense, so ek vrywilliger daar. So ons speel met hulle speletjies, ons gee hulle klassies en ons hou hulle besig. Dit is vir my beskiklik lekker. Ek het 'n passie vir die mense. So Ja. Baie lekker. Ek dink dit is 'n baie vervullende beroep, as dit in 'n mens se aard is. Dis nou nie elke mens wat met gestremde mense of met kinders of met pasiënte of so kan werk nie. Hoeveel van hierdie pasiënte of inwoners het julle dan? Ons het heidaglik 11 waarvoor ons tans sorg, maar ons sal meer vat as daar nog meer kom. Ek verstaan. Ja. Dis die platteland, ons maak altyd plek. Daar's hy. Hoorie so en dan is die inwoners, is hulle fisies gestremd, is hulle geestelik gestremd? Na watse tipe gestremdhede kyk 'n mens? Hulle is maar meer geestelik gestremd. Down syndroom weet ek van is hier Ons tweeetjies wat so bietjie en ek dink autisme is so 'n bietjie by enetjie van hulle. Ek ken nou nie almal se Ja. So dit is dit is volwasse mense, maar hulle geestelike kapasiteit is Ja. meer soos kinders. So die aktiwiteite wat jy dan nou tipies aanpak met hulle, is dit goed wat 'n mens tipies met kinders sou doen of waarna of wat doen julle? Ja, dis basies wat jy soos met jongs klein kindertjies sal doen, dat jy vir hulle van voor af leer skryf en ons gee vir hulle prentjies om in te kleur. Ons hou hulle besig, so ons probeer hulle opvoedkundige werk gee, dat Ja. hulle kan leer. Soos ons het hulle geleer tel en hulle kan al hulle name skryf. Dit is baie nice. Ja, ek dink dit is baie vervullend, nê. Dit is baie opgewonde oor. en dan het hulle 'n projek met krale en hulle sal byvoorbeeld hulle doen kunsklassies. Ek weet hulle word gevat om elke dag 'n bietjie te stap. Ons hou hulle maar besig om self ook 'n bietjie te leer om skoon te maak en sulke goed. Ja, huishoudelike take te Huishoudelike verrig take, en so ja. aan, ja.
En dan hierdie inwoners, is daar hulp van hulle families of is dit ek weet mens kry baie inwoners by te huise, veral ou mense byvoorbeeld wat agterweë gelos is. Is dit die geval by julle of is dit maar 'n mengelmoes van inwoners? Weet jy, ondersteuning, daar's een ouer wat regtig baie betrokke is, enetjie se ouers. Die is van hulle wat glad nie geensins enige familie het nie. So daar is nie iemand wat van hulle kant af kan bydra nie. En van hulle se ouers is self in ouer huise. Ja. En ons weet almal hoe ons ou mense ook maar sukkel vandag se tyd. Maar daar's een ouer wat ons kan uitsonder wat regtig haar kan bring. Okay. Maar soos ek sê, van hulle het nie iemand. Ek dink hulle is 7 wat nie het nie. Omdat ons weer 'n paar met die ouers. Sjoe. Ja, mens besef nie altyd hoe groot is die nood en die behoefte nie. En Viljoenskroon is nou nie 'n kolossale plek nie, soos die behoefte nou al so groot is hierso by julle, hoe lyk dit al buite? Maar julle is 'n baken van hoop. So laat ons nou nie top op wat buite aangaan en oral aangaan nie. Hoe kan die publiek julle bystaan? Wat van die breëre publiek, hierdie insetsels is op sosiale media, dalk is daar iemand nasionaal of selfs internasionaal wat kan of wil help. Hoe kan die publiek betrokke raak? Weet jy, ons het mense wat reeds vir ons baie ondersteun. Party daar sal Rita byvoorbeeld 'n ding gehad het en daar's iets oor en dit word afgelaai. Ons het mense wat melk skenk. Ons het mense wat sommer net inkom en hulle laai 'n bietjie groente af. Ons het 'n NPO wat ook vir ons baie help in terme van groente en vleis. JK Foundation. Se mense. En dan het ons ook plaaslik van die boere wat ons ondersteun, wat ook saam met die EW's al jare werk. Wow. Ek praat nou van meneer Henny Venter. Hy help nog steeds en ou Rita is nog betrokke. So ek dink net as daar iemand is wat wel vir ons kan help, ek dink ons visie vorentoe sal wees om hulle eie plekkie te koop. Ja. En wat kan sê, dit is nou ewe na eers. Verstaan ek reg, julle hier tans 'n plek wat omskep is of waarin hierdie mense nou gehuisves word. Ja. En dan sal ideaal wees om 'n eiendom te koop, om heeltemal reg in te rig. Dit behoort aan die Dis NPO en hierdie mense Ja. word op 'n gereelde basis dan ingeneem en so aan. Dit is wat ek dink die visie moet wees vir die toekoms. Ja. En ons kry donasies met klere en wat nog, Angie? Wat hulle nodig is. Baie klere, en hulle kan soos daar is nogal skenkings op persoonlike goedjies soos lyfroom en sulke goed ook, maar nie altyd nie, as ek reg is. Ja, is nie altyd. Dis nie altyd nie, maar So dit die is behoefte is basies wat jy in jou huis kan gebruik dis hy. as 'n gesin. Mens kan basies aanneem dis wat enige mens nodig het, van water en elektrisiteit wat dan finansiëel is, tot brandstof, voertuig, enige iets wat 'n normale NPO nodig het, wat 'n normale gesin nodig het. Dis hy. Het julle dan nou Het ons ook uiteraard nodig, ook nodig. En dan aan jou kant is daar vrywilligers nodig. Is daar mense wat kunsklassies kan aanbied of krale werk of pottebakkery? Is daar 'n behoefte? Is dit iets wat die inwoners Ons is op die oomblik 'n paar vrywilligers wat dit doen. So ons het Tannie Jolandi wat die kunsklassies aanbied. Sy doen dit en dan is dit ek en Metro wat die klassies aanbied om hulle na bietjie opvoedkundige werk te gee om te doen. Ja, dis ons stompie wat hulle aan die gang hou. So julle het nie addisionele vrywilligers nodig nie. Ek voel as daar iemand is wat iets anders doen wat weer Ja. unieks is in sy veld en hulle kan daarbey baat, is hulle welkom. Ja.
Hoorie, maar baie dankie vir die rol en die funksie wat julle verskaf hier in die platteland op eie bodem. Ek dink nie mense sal ooit besef tot in die hiernamaals die effek wat julle het nie. Hierdie mense weet nie aldag self waar hulle is, wie hulle help en so aan nie, maar julle skuif 'n ongelooflike klip uit iemand se pad uit en ek dink julle maak vele parels in die hemel bymekaar. So op daardie noot, Angie, hierso is vir jou 'n stringetjie parels. Maar net Ignas se breinkind om parels te gee, omdat die insetsel se naam, is wel net daar so voor. Omdat die insetsel se naam Parels in die Platteland is, wil ons eintlik maar net simbolies vir julle sê, julle is parels. 'n Gemeenskap, no man is an island. Niemand kan alleen funksioneer of staan nie en ek dink die waarde wat julle toevoeg is ongelooflik. En julle het ons verryk vandag deur om net na julle storie te luister, julle onbaatsigtigheid. Dit is ongelooflik. Ons waardeer julle, die gemeenskap waardeer julle en ek dink nie julle kan ooit besef hoeveel hierdie 13 plus mense julle waardeer nie. Mag julle van krag tot krag gaan. Druk op ons knoppie as ons enige iets kan doen om verder te help, om enigstens te help. Ons is hierso en dit sal 'n voorreg wees. Baie dankie. Dankie, ons waardeer.